Nou ja, nog 'n lekker trotse Suid-Afrikaanse, jy kan amper sê legende, ek laat val sommer my iPad, is Matthys Roots en hy is hier by ons in die ateljee om een van die beste dinge met ons te kom deel en dit is dat 3 van die bestes herleef. Ja, dit is nogal lekker om aan te gaan en weer te begin. Toe Kevin weg was, maar German Geldenhuys het net so mooi ingestaan. Die eerste vertoning moes ons in die oggend terwyl ons ry van Johannesburg tot in Ryds, moes hy die hele show leer terwyl ons ry. Liewe genigtig, hoe het julle stadig gery? Ek het bestuur, dis nie stadig. Is dit? En toe ons in Ryds aankom, toe oefen ons die laaste liedjie. En dit was eintlik net as 'n filler om die vertoning te kan doen. Toe besluit ons maar oor hy ken die werk en toe gaan ek en hy en Dani net weer aan en dit is maar net die lewe wat hy daar gebring het met sy hy's baie jonger as ons. Okay, baie jonger as Daan. Nee. Ja, kom ons ja. Maar nie noodwendig minder ervare nie. Maar hy ken ongelooflik baie musiek. Sy vir sy ouderdom klink nou stupid om dit so te kwalifiseer, maar hy ken 'n geweldige wye reeks van musiek, jy weet, genre van musiek, van jonk tot oud. Ja. Matthys, hoe verweef mens 3 solo-kunstenaars in hulle eie reg saam om so pragtige opvoering te kry? Jy moet luister. Jy kan nie saam sing as jy nie luister wat die ander ouens doen nie. Dis gewoonlik die probleem, as jy kry solo-kunstenaars wil saam sing en elkeen wil net sy stem identifiseerbaar maak in daai mengsel. En dan werk dit nie. Jy moet luister wat die ander ou doen en dan sluit jy daarbey aan. En as al 3 saam kan luister, dan maak jy 'n klank wat heeltemal nie eintlik sin maak nie. Jy weet, ons stemme is so uiteenlopend tussen my en Dani en Germant. Maar al 3 van ons luister en al 3 luister in die akkoord wat uitkom uit die dele wat ons harmonie doen. En ek dink dit geld vir klomp, die humor op die verhoog, die respek vir elkeen. En om elkeen te kan luister en te dink is lekker om saam met die ouens te sing. Ek dink dis waaroor dit gaan. En dan ek 3 van die bestes bestaan al van 1998 af. Ja. En daar's geen ander kunstenaars wat aparte in so lank 'n assosiasie kan doen nie, want hulle daar gaan kompetisie kom op 'n stadium. Ja. En dis net nog nooit kompetisie nie. Dit is die respek vir mekaar en ons hou van wat die ander ou doen. Ja. Ek onthou nog met een van die eerste aardkloppe het julle 'n vertoning daar gehad en my ma het 2 series gekoop, maar veral die een. Ek onthou so die voorblad met jou en Kevin en Dani op waarvan die eerste liedjie To All the Girls I've Loved Before is. Het uit permanent in my ma se huis gespeel. Ek onthou self die volgorde. Jy moes dit geluister het. Ja, ek moes maar dis hoe ek dit so goed ken. En toe lag ek so want toe gister kom ek op 'n artikel af waar julle 3 gesê het ag nee, wat hierdie gaan net waarskynlik net 'n kort samewerking wees en ons dink dit sal ooit ons solo loopbane beïnvloed nie, maar dit het tog baie vir julle beteken vir julle elkeen se solo loopbane apart, né? Nee? Ek dink dis lekker, jy kry 'n kans om 'n bietjie iets anders te doen. Jy weet, weet ek hou van my musiek wat ek altyd doen, my ballads en my goeders wat ek doen. En hulle gooi mense nou en dan in die diepkant in met iets wat ek daar moet doen. Wat jy net moet doen nou. Jy weet, ons nou reg gesong met 'n beat gedoen, regtig. Ek kan nie my voet tap. Maar ek is baie. Ons doen nog, en ek dink dis die ideal wat ons kan doen. En ag, mense vra partykeer in die solo loopbaan, dan vra hulle vir ietsie wat ek regtig nie kan sing op my eie nie. Jerusalem. Ja. Ek kan nie sing nie, ek het saam met hulle dit gedoen. Ja, daar is 'n 3 ding. Ja. Maar dis lekker, is lekker om net weg te breek van wat jy elke dag doen en dit te kan doen. Hoe maak julle die kreatiewe besluite as julle suites saamstel? Is daar een persoon wat meer sê het? Is dit julle sit om 'n tafel en almal het insaag van wat julle sing, hoe julle dit gaan sing? Hoe werk daai kreatiewe proses? Rooibos tee. Nee, dit omtrent elke lied wat regtig goed gewerk het is een wat ons nie gaan sos het en gaan uitdink het en gaan werk het en sê ons soek iets soos iets anders. Ja. Dis gewoonlik 'n spontane kuiertjie en Germant of Dani of iemand begin iets neer en die ander sê oor daai is hoorie, maar dit kan lekker werk. Kom ons doen dit. So dit is daai liedjies wat dit nog al die jare van 1998 af was dit die liedjies wat spontaan begin het. Wat vandag nog relevant is. Veral die a cappella. Ek dink dit gaan baie meer oor die a cappella musiek. Ja. Wat al hoe groter en groter deel word van ons klank. Ja. Want elkeen het sy plek wat hy kan sing.
En dit maak dit besonder. Waar val jy doen waarskynlik meeste van die tyd die bas as jy 'n a cappella sing? Ja, soms En dan- sopraan, maar dis as ek my toon gestamp het, maar buite dit. Ja, ek uit die RV Sound doen ek die bas. Ja. En Germant doen die wysie. Ja. En dan Dani sit soos 'n neut in 'n harmonie. Kyk, hy kan 'n liedjie nie ken nie en as Dani sy harmonie kry, Ja. dan kan ek voel waar my basnoot kan inpas. Ons ruil om natuurlik ook. Ja. Maar dis maar gewoonlik die resep. Jy het altyd maar 'n ou sterk nodig wat die wysie kan dra. Ja. En dis waar Germant goed is om daai deel te kan Ja. dra en dan wag ek maar waar is 'n plek vir my om my deel in te brom. Ja. En dis waar die luister in kom wat jy ook gesê het, waar mens regtig na mekaar Jy moet luister. Jy moet luister. Jy moet luister. Jy moet na mekaar kyk. Jy moet die frasering kyk. Baie keer is daar 'n liedjie wat jy jare lank sing. En nou sing jy hom saam met iemand anderste en hulle fraseer hom 'n bietjie anderste. So jy moet mekaar letterlik dan moet ons op verskoning vra vir die mense as ons To All the Girls I've Loved Before sing. Ons kyk mekaar diep in die oë. Ons kyk nie mekaar diep in die oë nie. Jy hou die ou se lippe dop want jy moet seker maak jy fraseer hom reg. Jy moet kyk waantoe hy gaan. Om net ons oefen nie so baie nie. So jy moet mekaar dophou en seker wees jy op dieselfde bladsy. Gepraat van All the Girls I've Loved Before, ek dink al die girls sit nou reg om te hoor wat gaan die repertoire wees en dan ook natuurlik die konserttye om julle te gaan kyk, maar kom ons fokus eers op die repertoire. Ja, die repertoire, dis nou die 15de by Afriforum Theater, Sondagmiddag. En daar het ons 'n variasie van wat ons al baie lank doen. En deur na 'n paar nuwe verrassings, ons probeer so nou 'n grappie, 'n silly grappie met 'n liedjie ook net om meer af te show ook. Want as jy 'n liedjie nie ernstig opneem, dan kan jy baie meer afshow. German kan ongelooflik hoog sing. Dani kan ongelooflik rock en ek sien vanaand op afdraande. So en dan probeer ons om dit net so 'n bietjie tong in die kies te kan afshow. So daar's die paar a cappella liedjies wat ons al die jare al doen, Cotton Fields. Die Mannetjies Roes, en dan natuurlik die sterker solo liedjies. Elkeen doen wat hulle al jare doen. Ek is seker Dani Neus gaan nou gaan ek hom nie maar dis vir die tannies hy gaan sê ek dink hy moet jy as vrou doen. Ek sê seker nie. As ek verkeerd is, verskoon my, hulle sal hulle te volgende keer doen. Ja. Maar ek dink dit gaan oor die liedjies wat ons jare liedjies wat die mense ken wat ons al soveel jare doen. Mannetjies Roes was ook eendag net so in die kar net in die ry uitgedink en dan word dit deel van die repertoire. Matthys, jy is nou al so lank deel van die musiekindustrie. Hoe hou mens aan skep en kreatief wees? Moet jy regtig 'n passie hê? Moet jy dit geniet? Kry jy inspirasie van iewers af? Hoe hou mens aan na soveel jaar? Ek dink ek was gelukkig geweest dat ek nog al die jare gesing het waarvan ek hou. Ek het nooit gesing wat ek dink die mark wil hê nie. Ja. Want dan kan jy begin jouself in 'n hoek druk en jy moet iets sing bloot net omdat dit gewild is. Sure. En nie oor jouself daarvan hou nie. Dit is so 'n snaakse grappie te kan vertel. Jy kan om elke braaivleisvuur kan vertel. En volgende jaar by die ander braaivleisvuur gaan die pel wat die grappie uit sy kop uit ken vir jou sê vertel daai grappie asseblief weer. Ja. Want dit is 'n grappie wat jy uit jou hart uit vertel het. Ja. Nie 'n grappie wat jy probeer vertel oor die dink mense daarvan gehou nie. En ek my musiek voel vir my dieselfde. Daar's liedjies wat ek al baie jare sing en ek hou daarvan om dit te sing en dan wil ek dit sing. Matthys, so dis 15 Februarie, 3 uur by Afriforum Theater. Maar ek sien julle tree ook op by baie ander geleenthede en dit klink vir my as mense lekker rooibos tee het. Is julle bereid om te reis? Ons kan reis vir 'n rooibos tee, ja. Ja, Ons kan en reis. nog liedjies op die pad uit te dink. Ja, nog ja, dit gaan gebeur. Mense het gewoonlik 'n bietjie tyd nodig. German bly in Johannesburg, Dani in die Kaap, ek is hierbo. So as ons iewers by mekaar kom, jy moet 'n vertoning doen, dan sing jy wat jy het. Maar as jy in die kar klim en jy moet nou eers iewers heen ry, jy kom vroeg by 'n plek aan jy sit en kuier. Dan gebeur al magic. En dan begin jy gesels, daai tipe dinge wat jy begin mekaar net beter verstaan. Ja. En elke keer is dit daai skep nou prosesse. En nou oomblik as jy weet hierdie ene werk. En ons het 'n paar verrassings wat ons doen. Nee, ek gaan nie sê nie, ek is bang. Maar 'n paar verrassings. Die verrassings bly verrassings. Wat jy nie dink ons sal sing nie, jy weet. Goed. Musiek wat 'n effense dans ding het, en dan doen elkeen sy weergawe van daai spesifieke kunstenaar. Een van Suid-Afrika se beste danskunstenaars. Ja.
Ons doen ja, ons net sulke Maar klein stukkies. jy gaan nou nie vanoggend vir ons dans nie, nê? Nee, ek is ongelukkig nog nooit bekend vir my dans nie. Inteendeel, in die rolstoel dans ek baie meer grasieus as ek is een van die ouens wat nie geweet het om te loop op 'n stage voor my ongeluk. Met die rolstoel kan ek op 'n manier ek kan stil sit en ek kan sit. Jy wing it. Hoorie, dit was heerlik om met jou te gesels. Ons sien baie uit dat jy vir ons gaan sing. Ons gee jou nog so 'n minuut van opwarming, so bly ingeskakel daarvoor. En onthou om te gaan boek vir 3 van die bestes 15 Februarie by die Afriforum Theater. Daar's nog so 'n paar kaartjies beskikbaar.